Goeiemôre almal. Hartlik welkom hier saam met ons in die huis van die Here vanoggend. My lyf voel nie vanoggend so heeltemal lekker nie. En terwyl ek nou sing en daai een strofe so lank raak, toe voel dit amper of ek gaan miltsteek kry. So my asem is bietjie kort, so verdra my maar vandag. Maar dis vir my altyd lekker as mens in die week besig is met die voorbereiding en dis net maar die sleg wat die lidmate op uitmis in die week wat mens nou besig is met die woord en dit broei in jou hart en dit verander in jou hart en dit is besig om te groei soos wat die Here dan dit wil hê, dan is dit nou maar 'n hele proses wat mense 'n week lank deurgaan en julle as lidmate het nou net die geleentheid om dit een keer aan te hoor vir omtrent 'n uur lank en dis dit. So, dit is nou die jammer daarvoor, maar dis die genade van die Here wat ons dan het om in die arbeid te wees en dan die Here te vertrou, om dan ook hierdie woord in ons almal se harte vas te brand. So mag die Here ons elkeen ook vanoggend ryklik seën. Namens die Here Kerkraad, net die volgende afkondigings. As jy slank wil saam met my blaai, ons gaan saam lees 2 Timoteus hoofstuk 3. Woensdagoggend bid hier 9:30 by Tannie Rita Brinkman, dan die aand bid hier om 6:30 by die kerk. Donderdag aand dan weer ons aanlyn bid hier van 7:00 tot 8:00 en dan het ons Saterdag waarvoor ons maar voorbereiding vra, het ons 'n ringsvergadering aanlyn 9:00 hier by die kerk wat al die gemeentes van die Vrystaatse ring dan 'n vergadering saam het. En dan volgende Sondag, dis maar net 'n herinnering aan al die paas, is Moedersdag dan. 18de Mei kom Dominee Johnny Gates ons besoek. Hy is in beheer van ons kerklike finansies. Hy bestuur alles, hy help ons met die boekhouding van al die gemeentes reg oor die land. So hy gaan bietjie met ons kom gesels, hy gaan die woord bedien, maar dan gaan hy ook bietjie praat van kerklike finansies. Ongelukkig het 'n kerk finansies nodig, sodat ons kan doen, sodat ons verantwoordelikheid kan nakom, wat ook ons verantwoordelikheid is in ons dorp, in ons omgewing. Dis nie net vir my aanvaarbaar as ons ten minste net die kerksligte aan die gang kan hou, as ons ten minste net ons basiese uitgawes kan dek nie, dan is ons nog steeds nie kerk nie. So ons gaan bietjie daar rondom gesels, hy gaan 'n inligtingsessie hou, hy gaan bietjie ons meer kom toelig oor wat doen die groter kerk ook. Want ongelukkig, ek meen almal van ons hou nie van belasting nie, maar die kerk betaal ook belasting aan die kerk, aan die groter kerk. En die grootste deel van daardie bydrae wat ons in die groter kerk gee, gaan aan die kweekskool se finansiering. So, ons bid daarvoor, ons vra dat die Here ons sal seën sodat ons die groter kerk ook kan seën, sodat die groter kerk ook reg kan funksioneer met al die verantwoordelikhede wat ons as kerk dan ook het. Nou gee ons dan solank ook net weer kennis, ons het die kerkvergadering net uitgeskuif, terwille nou van die lang naweek en terwille van die ringsvergadering. Die 18de Mei is ons volgende kerkraadsvergadering om 3:00 hier by die kerk. 25 Mei is dit nagmaal, katkesante en ook lidmate voorstelling, en dan ook is dit die datum van die CVV se papierbazaar. Nou, kan ek nou maar net van die kerkraad se kant af net 'n toeligting gee. In die begin, aan die einde van die finansiële jaar, het die kerkraad, ons het redelike finansiële uitdagings gehad, met die feit dat ons nou 2 dominees is, met die feit dat Parys is 'n groot, ek wil nie sê nie, maar dis 'n finansiële las. So met ander woorde, ons baat nie finansiëel by om Parys aan te geneem het nie. Parys gemeente bestaan nie meer in naam nie. Parys gemeente is nou deel van Sasolburg gemeente. Dis 'n wijk van ons. So ons gemeente dra nou hulle help hulle sodat ons hulle kan bedien. Ons het aanvanklik verskillende dienstye gehad, maar dit het nie gewerk nie, want dan kom dit by die ouer mense se ouerhuis etenstye uit, dan kan hulle nie kerk toe kom nie. So ons het aanpassings gemaak om hulle ook met verantwoordelikheid te bedien. En dit het nou maar gemaak dat ons 'n redelike baie finansiële uitdagings gehad het. Dit het meegebring dat daar baie boekinskrywings was van saldos, van die jeug, van die kinderbediening, van die susters. En daarom het ons met die finansiële jaar se einde, het ons ongelukkig al die fondse maar net gekonsolideer in die gewone rekening in. So dit help nie, daar staan op papier, die vrouens het soveel geld, maar in werklikheid kan ons dit nie eintlik vir die vrouens gee nie, omdat ons dit gebruik het vir die gemeente se funksionering. So, die susters wil baie graag weer 'n fonds hê, en ons ondersteun hulle daarin, en daarom, daar is baie nood, ons wil baie graag aandag gee aan die kombuis,
As jy daar sal loer, elke kas omtrent teen die mure is 'n ander tipe deur, ander tipe kas. Almal is daar 'n brein. Dis daarom een ooreenkoms wat almal van hulle het, maar elkeen lyk omtrent anders in die kombuis en daar's graag 'n bietjie veranderinge wat ons wil doen. So daar is fondse nodig. So bid saam met ons, help asseblief saam met ons sodat ons dan ook die CVV se papierbazaar dan so kan ondersteun. Die papierbazaar is omdat baie van die vrouens gevra het, hulle het nie nou tyd nie, hulle het nie nou geleentheid om iets fisies te doen nie. Toe vra hulle op 'n papierbazaar net is jy gee donasie. Is ek reg, my vrou? Jy gee net donasies aan die CVV. So daarom vra ons asseblief vir die susters om dit te ondersteun, om dan ook 'n donasie aan die CVV te gee, sodat hulle dan ook later dan verbeteringe kan doen, soos wat hulle dan ook graag wil doen en wat ook op die vergaderings dan bespreek sal word. So help ons daarmee asseblief. Dan het ons ook die 25ste het ons kerkgas bid hier om 4:00 in die middag by Jacques Dievenage, is een van die ouderlinge in Parys. 29 Mei is Hemelvaart bid hier. Met ander woorde, dis 'n donderdag aand, daar's nie die woensdag aand 'n gewone gemeente bid hier nie, maar dis dan die donderdag aand wat ons dan 'n heerlike geleentheid saam het waar Jesus Christus Handelinge 1 opgevaar het in die hemel. Goed, 1 tot 4 Junie, jy moet asseblief kyk op die kalenders, is dit gemerk van 4 Junie tot die volgende Sondag, dis verkeerdelik aangebring in die kalenders, dit is van die Sondag, van 1 tot 4 Junie, is ons Pinkster dienste wat ons gaan hou. Dominee Woodford Kotse van die kweekskool gaan kom. Ons het gister weer met hulle gesels en ons het weer die hele gesin probeer oorreed, maar Noeshka sien nie kans om met die 4 kinders hiernatoe te kom met hulle huiswerk verantwoordelikhede wat hulle sal moet opvang en alles nie. So hulle sien net die kans nie. Ons sal hulle maar later op 'n geleentheid weer nooi en dan sal hulle as gesin vir 'n naweek vir ons kom kuier. Maar Woodford gaan nou alleen kom. 'n Wonderlike geleentheid wat ons het as jy hom al gehoor preek het. Dis iemand wat ek ook geniet om na te luister wat preek. So dis vir ons 'n voorreg wat hy dan vir ons die Pinkster gaan kom waarneem van 1 tot 4 Junie. Jy moet asseblief met my vrou gesels. Daar is maandag, dinsdag en woensdag aande. Ek reken dit is al uitgegee op die groepe. Is daar gewoonlik etes wat ons dan voorberei, sodat as mense van die werk af kom, dan kan hulle direk na die kerk toe kom. Dan hoef hulle nie eers hulle gewone huislike routines te volg nie. Jy kan hiernatoe kom, jy kan saam met ons ietsie geniet om te eet en dan woon ons dan ook die dienste by. So praat asseblief met my vrou as jy nog nie so 'n kommunikasie ontvang het nie, asseblief. 20 Junie, teelepeltjie pasta ete. Dis 'n gewone teelepeltjie ete wat ons altyd het, maar is nou net bietjie anderste. Al die geregte moet dan 'n pasta gebaseerde bestanddele gereg tipe ding wees. So 'n heerlike geleentheid. Ons as gemeente geniet altyd die teelepeltjie etes, so dit gaan 'n heerlike geleentheid wees wat ons almal dan kan bywoon. Daar is vorms daar teen die groen kennisgewingsbord op die tafel. Op die tafel met die blou en wit streepies. So daar is vorms, vul asseblief u naam in en dan ook watter gereg julle wil maak vir hierdie geleentheid wat ons dan saam gaan kuier. Goed, en dan 28 Junie tot 3 Julie Lofdal konferensie en dan is mevrou Elise Lions se nommer ook daar vir die besprekings. Dan vir ons voorbereiding vir die inhoud van ons gebedspak, vir ons gesinne, vir ons huwelike, vir ons kinders en dan ook die 10de Mei, jy sal sien die addisionele aantekeninge daar, die 10de Mei Wêreld Lupus Dag waarvoor ons dan bid en dan ook die 30ste Mei is Wêreld MS Dag. So bid saam met ons, dis nie, ek sukkel vanoggend met 'n verkoue en dit voel vir my uitdagend, maar dit is nie 'n verkoue nie. Dit is 'n uitmergelende, aanhoudende siekte wat 'n mens se liggaam is. So kom ons bid saam terwyl ons dan ook van mense het in ons gemeente, die Steyn-gesin, wat dan ook aan hierdie siektes ly. Ons bid saam daarvoor. Dan bid ons vir Rosanne Steyn, vir klein Martin Du Plessis, vir tannie Ethel Becker, vir Wanda Viljoen, tannie Alet Viljoen, om Johan Schreder, tannie Anna Lombard, vir Len van Pletsen, vir tannie Ria Roos, en dan ook vir oom Edwin en vir tannie Lena Arendorf met hulle seun Eddie, wat baie ernstig siek is in die hospitaal. Dan sê ons ook geluk met die verjaarsdag. Psalm 118 vers 26 sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Dit is my een van 'n mooi geleenthede. Ek werk om gewoonlik maar so deur psalms watter teksvers ons opsit met die verjaarsdagwense, maar hierdie was my 'n besondere ene toe ek nou by hom uitkom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die 8ste is Lenien Vlok wat verjaar, die 9de tannie Rita Brenkman en die 10de is dit Emil Janse van Vuren wat dan verjaar. Baie geluk met die verjaarsdag. Dis al die afkondigings wat ek onder die aandag wil gebring het.
Ons gee geleentheid vir die opneem van die kollekte asseblief. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom in ons eenvoud vermoere voor U buig in groot dankbaarheid, Here. Ons kom dankie, Here, vir die voorsiening, Heer, dat U ons elke dag so getrou onderhou, Heer. Met gesondheid, Heer, met finansies, Heer, met alledaagse goed, Heer. Daarom is dit vir ons vanmôre 'n groot voorreg, Heer, om 'n gedeel van ons finansies terug te bring na U toe, Heer. Die finansies behoort alles aan U, Heer, maar die deel wat ons vanmôre gebring het is U se, Heer. Ons eer U daarvoor, Heer. Kom seën dit vir ons, Heer. Seën ook so vir ons as kerkraad, Heer, dat ons sal spandeer, Heer, tot uitbreiding van U koninkryk, Heer. Ons dank U daarvoor, Heer. Wees ook so vanmôre saam met ons boodskapdraer, Heer. Kom seën ook so vir hom, Heer, dat hy slegs sal spreek soos U wil hê hy moet spreek, Heer. Open ore om dit te hoor, Heer, en dit uit te leef, Heer. Ons dank en eer U daarvoor. En aan U behoort die krag, die heerlikheid, tot in alle ewigheid, Heer. Amen. Ek gaan vra dat ons saam gaan staan, dan gaan ons net een lied sing. Ek kom in die Blomtuin alleen, en dan gaan ek vra dat U ook dan so gaan bly staan na die sing van die lied, vir ons openingsgebed asseblief. So kom ons staan dan, sing ons heerlik saam. Kom ons staan net so, dan bid ons saam. Here, vanoggend is dit vir ons 'n voorreg om in U teenwoordigheid te kan wees. Dankie, Here, dat ons dan so ons harte kan kom stil maak. Dankie, Here, dat ons kan luister na dit wat U vir ons wil kom sê. En daarom, Here, terwyl U beloof hier teenwoordig is, Here, gee dat ons dan so elkeen ons lewe sal oopstel vir U, sodat U, Here, kan inspreek. Here, dit is moenie woorde wees wat ek nou maar net spreek en iemand moet nou maar luister daarna nie. Here, laat dit weerklank vind in harte, met die getuienis van U Heilige Gees, soos wat U dan beloof in U woord. Dat ons, Here, bewus sal wees van U woorde. En daarom, Here, gee dat hierdie woord dan so in ons sal lewe vind, dat dit sal groei, Here, en dat dit wonderlike vrug in ons elkeen se lewens sal dra. Here, ons slaan ons op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie. Ek het my nou voorgestel, die sing van daardie lied gaan nou 'n bietjie beter afloop as wat dit afgeloop het. Maar tog is dit 'n goeie illustrasie vir die boodskap wat nou gaan kom. Want ons is so onseker oor wanneer moet wat 'n woord gesing word en hoe moet hierdie woord gesing word, dat ek kan nie al hoe harder sing as ek self onseker is nie. So nou moet ek sagter sing om te kan hoor waar moet watte woorde inval. En dis baie kere die geval in ons eie lewens, dat ons is so onseker oor hierdie lewe. Daar is so baie onseker dinge wat voor lê. Nie een van ons weet wat môre gaan gebeur nie. Maar nou hardloop ons so deur hierdie lewe, ons jaag so deur hierdie lewe, omdat dit nou maar deel is van hierdie lewe wat ons leef, wat ons so gewoond is aan hierdie tempo, van ons probeer maar net dit wat ons gedoen het, probeer ons maar net herhaal, en dan afhandel elke dag. In plaas daarvan, dat ons bietjie stadiger en bietjie mooier sal luister. Dat ons nie net sal doen uit gewoonte uit, of uit ondervinding, ervaring van die verlede oor wat ons moet doen vorentoe nie. Maar dat ons die Here sal vertrou. Here, hoe wil U hê, moet ek môre hanteer? Wat moet ek môre doen? Nie vir myself nie, maar Here, om U daardeur te verheerlik. Dis my die voorstelling wat ons nou op die bord ook sien, van Paulus wat hier in die middel sit met die blou kleed aan. Paulus wat nou besig is met die skryf van sy laaste boek. Dis die heel laaste brief wat Paulus geskryf het voordat hy oorlede is in die tronk in Romeine. So jy sal sien bo, hy sit in die tronk in Rome en dan onder herinnering net weer aan hom. Dit wat sentraal in sy lewe is, alhoewel hy nie vryheid het nie, hy's geboeid, hy's vasgeketting aan die grond in die tronk, maar die herinnering, dit wat vastigheid in sy lewe gee, is die fondasie van Jesus Christus, van die woord van God, wat op daardie stadium in sy lewe nog baie minder was as wat ons tans in ons hande kan vashou, wat ons die voorreg het.
Maar nou sê Paulus, ek plaas my lewe sentraal op die woord van die Here. Ek vertrou die woord van die Here, ongeag die omstandighede, ongeag wat gebeur in my lewe. En daarom hierdie wonderlike terugblik in sy lewe, as jy nou kyk na Timoteus, ek weet nie of jy kan sien nie, maar Timoteus het nog 'n dammie in sy mond, want Paulus verwys baie na Timoteus as my geestelike kind. Juis omdat Timoteus onder die prediking van Paulus tot die Here gekom het, dat hy daar dan so die Here aangeneem het. So nou sê Paulus, jy's nie my biologiese kind nie, maar jy is my geestelike kind in Jesus Christus. So met ander woorde, ek neem van jou verantwoordelikheid en daarom hierdie laaste skrywe, hierdie laaste wense wat ek dan aan jou wil oordra, sodat jy geestelik ook 'n verskil kan maak, verder kan sendingwerk doen, verder die Here kan dien. Die hele probleem is nou maar net, as Paulus nou maar net voortgegaan het in hoe hy geleer was. Paulus was Saulus gewees. Saulus is die een wat opdrag gegee het dat Stefanus, die ouderling wat gekies is in Handelinge, met klippe doodgegooi moet word. Hy, Stefanus, het Jesus Christus verkondig. Saulus het gesê, daar's nie 'n manier wat jy daardie naam verkondig nie, en hy het toestemming gegee dat hy gestenig moet word. Saulus het in opdrag van die Romeinse regering, het hy opgetree, om hoe ook al hy wil handel, mag handel. Al wil hy 'n lewe neem, soos met Stefanus, mag hy selfs 'n lewe neem, hy mag hulle gevangenes neem, hy mag hulle slawe maak, hy mag optree soos hy wil. Elke ene wat die naam van Jesus Christus verkondig. Maar wonderbaarlik, hoor Saulus, Saul, Saul, waarom haat jy my? Waarom vervolg jy my? Waarom doen jy wat jy doen? Dan sê die Here vir Saul in daardie omstandighede, jy's my uitverkore werktuig. Ek wil jou gebruik. En hierdie man wat die kerk vervolg het, word die leier van die kerk. En hy dien die Here met oorgawe. Dis nou wat ons dan die voorreg het om dan saam te kan lees. 'n baie bekende gedeelte uit 2 Timoteus 3, wat Paulus nou vir Timoteus kom sê, want nou, Paulus se afsterwe, wil nou vir Timoteus 'n blik gee op die toekoms. Dis 'n donker prentjie, soos wat ons tema ook aangedui het, dis uitdagende tye, wat ons in leef, maar ek wil iets in jou hand gee, ten spyte van die uitdagings. Die uitdagings gaan nie verdwyn nie, die uitdagings gaan nie weggaan nie, dit gaan inteendeel gaan dit net meer word. Maar, hoe gaan ek jou nou leer? Hoe gaan ek jou sterk maak? Hoe gaan ek vir jou toerusting gee om hierdie uitdagings te kan hanteer? Om dit dan oor te sit in oorwinning in jou lewe. Paulus wil nie hê Timoteus moet in sak en as gaan sit en sê hierdie lewe is net eenvoudig te moeilik nie. Ek wil nie alles doen wat hierdie lewe van my verwag nie. En ek gee my nou maar net moed op nie. So, ek gee jou die toerusting, ek gee jou die waardes in jou lewe, sodat jy, Paulus, deur Timoteus, kan voortleef met die evangelie van die Here, om nog steeds 'n verskil te gaan maak in ander mense se lewens. Die gedeelte wat ons gaan saam lees, eindig by vers 17, die perikoop. En vers 16 is die baie bekende gedeelte. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So met ander woorde, Paulus kom sê vir Timoteus nou, hierdie wat ek nou met jou kom deel, is nie net ter wille van oorlewing nie. Dit is ter wille van seëviering, van oorwinning oor alle omstandighede in jou lewe, sodat jy dan hierdie woord, wat jy die voorreg het, wat my fondasie is, wat die grondbeginsel is van my optrede, wat die manier is hoe ek elke ding benader. Timoteus, ek kom gee dit vir jou, om te kom voortleef in jou lewe, sodat jy volkome toegerus kan wees, sodat jy sonder gebreke kan wees. So daarom, hierdie woord is vir ons nuttig, dit is tot my en jou voordeel, as ons kom toepas wat Paulus nou vir Timoteus kom leer. As ek dit nie kom toepas nie, is dit nie tot my voordeel nie, is dit tot my nadeel, ly ek alleen gebrek. Paulus begin by Timoteus,
En nou praat hy oor die afval van die laaste tye. Hy praat en hy skets hierdie donker prentjie wat ons dan sien in hierdie gedeelte van al die uitdagings wat daar is. Maar ek wil nie hê ons moet nou maar net sien, gelukkig is ek nie deel van die donker prentjie. Die donker prentjie is daar ver. Dis daai mense wat glad die kerk toe kom nie. Dis die donker prentjie. Maar hy's baie van die eienskappe van hierdie donker prentjie wat ongelukkig ingeslyp het in ons lewens. Wat ons wetend, onwetend ook begin koester in ons lewens. So met ander woorde, my toewyding is nie meer dit wat dit veronderstel is om te wees nie. Ons het Vrydagmiddag het ons by Pierre gaan kuier in Pretoria, want klein Lisa het 1 jaar oud geword in Woensdag, die 30ste April. So dit was nou 'n wonderlike familiegeleentheid wat ons kon gaan kuier het. Saterdag het ons lekker saam gekuier, maar Vrydag aand het ek begin sleg voel. Toe ons na huis toe kom, toe voel ek al hoe slegter. Ek dink ek was net na 4, toe klim ek in die bed met medisyne. Baie lekker gewees. So, toe het ek lekker geslaap en alles, maar gistermiddag het ek gewens ek's nie 'n dominee nie, dat ek nie vanoggend hoef te werk nie. Maar ek ken myself, môre sit ek weer, dan werk ek met ander goeders, dan is ek besig. Hoeveel ek môre vra, Here seën my met die werk van die week, wat moet gebeur? Maar vandag, Here my neus loop so bietjie. Here ek het 3 keer gehoes. Ek gaan nie nou kerk toe kom nie. Ek gaan nie nou, Here, hier kom staan en preek nie. Ek voel ook nie lekker nie. Ek weet nog steeds nie wie het uitgedink dat ons moet staan en preek nie. Jesus het altyd op 'n heuwel gesit en dan het almal voor hom gesit soos 'n amfitheater en hy het gepreek. So ek weet nie wie het gesê ons moet staan nie. Dis nog een van my uitdagings in my lewe wat ek heeltyd moet staan hierso. Maar Here, nou moet ek dit kom doen en ek voel nie lekker nie. Maar Here seën my in die week met my ander werk. En dan het ek die vrymoedigheid om die Here dit te vra as ek my verantwoordelikheid hier nakom nie. Ons lewe in 'n tyd wat verskonings baie maklik geraak het. Wat verskonings algemeen geraak het. Here seën my daarmee, maar ek het nie 'n verantwoordelikheid nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid voor die Here. En ek dink dis hierdie laaste seënwense, 'n waarskuwing van Paulus aan Timoteus, wat hy nou kom oordra aan hom. Want dit gaan nou juis oor die volgende geslag. En as ons vat, ek is nie so oud nie, ekskuus, dit gaan seker nou nie reg klink as ek dit nou so sê nie. Ek wil nou nie sê ek so oud soos baie van julle nie, maar dan klink dit of julle baie oud is. Maar so, ek weet nie wat moet ek nou sê nie. Die vorige geslag was gewoond om kerk toe te gaan. Dit was nie 'n vraag nie. Nou kom die volgende geslag en hulle het nie daai gewoonte nie. En een van my redes wat ek dink dit is, was die rede van kinderkerk, toe dit kom. Klink op die oor, klink dit mooi, en ek wil dit nou juist noem in hierdie konteks, want baie van die wêreldse goeders val mooi op die oor, klink nie sleg nie. Kom ons hou kinderkerk, sodat die kinders geakkommodeer kan word, sodat die kinders bedien kan word op hulle vlak, sodat hulle die woord kan hoor, sodat hulle terwyl hulle baie energiek is, 'n bietjie kan speel, bietjie kan lag, en dan kan die ouers net fokus op die woord wat bedien word. So met ander woorde, dit klink baie edelbaar. Dit klink of daar baie meriete in is. Maar nou wil ek vra, wys my daai geslag wat kinderkerk toe was. Hulle het nie gewoond geraak om in die kerk te sit nie. Want kerk was, kom ons gaan speel. En nou kan ek nie meer kinderkerk toe gaan nie, nou is ek groot, nou moet ek in die kerk gaan sit, en ek wil nie dit hê nie. En dan raak hulle net weg in die niet. So ons moet versigtig wees, krities wees, sodat ons kan kyk, wat is die voordele vir die toekoms ook, nie net vir nou nie, nie net van, my kinders hoef nie by my te sit nie, ek kan ten minste nou net na die dominee luister nie. My kind moet onder geklank van die woord wees. My kind moet in die kerk sit. My kind moet hoor wat die dominee sê, wat in die Bybel staan. So kom ons lees dan nou. 2 Timoteus 3, ons gaan saam lees vanaf vers 1. Hy begin met een van my gunsteling woorde, wat ek nie baie van hou nie, maar hier is 'n goeie maar. Maar weet dit,
dat daar in die laaste dae, swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevangen neem, wat met sondes belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding soos wat my te beurt geval het in Antiochië, in Ikonium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle sal verlei en verlei word. Bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Ons gaan net tot daar uit die woord van die Here saam lees. Nou Paulus gee vir ons hierdie kykie en hy deel dit met Timoteus en die waarskuwing daarin van hoe dit in die toekoms dan daarna gaan uitsien. Hy skilder nie 'n baie mooi prent nie, dit is donker, dit is uitgelewer, dit is baie, en ek wil dit duidelik stel, dit is baie onregverdig. Nou sê Paulus vir Timoteus, daar sal swaar tye in die toekoms kom, meer as wat hy self, Paulus, in die vervolging, in die tronk, in die gevangenskap waar hy was, meer as dit sal daar nog beleef word. My probleem egter, hierdie donker tye, is nie maar nou net 'n samepak van wolke en donderweer, wat nou in die lug is nie. Hierdie swaar tye, word deur mense veroorsaak. En baie kere, is dit mense wat ons voor omgee, wat hierdie swaar tye aanbring in ons lewens. Die feit is, al is dit geliefdes, sonder God, is hulle lewens verskriklik sleg. Die slegte optredes lei daartoe, dat Paulus sê, daar sal swaar tye kom. 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Daar's net 3 gedagtes wat ek met u wil deel. Die eerste daarvan, mense is liefhebbers van hulle self. Want die mens, vers 2 sê baie duidelik, want die mens sal liefhebbers van hulle self wees. I love myself. Elkeen sal net aan homself dink en niks vir ander mense omgee nie. Hulle sal geldgierig wees. Geld is alles. Die Engelse spreekwoord, money makes the world go round. Met ander woorde, die geld is my basis, die geld is my rede, dat ek dit doen wat ek doen, waarmee ek myself besig hou, is sodat ek kan geld kry, sodat ek meer geld kan kry. Maar hierin is my 'n baie belangrike waarskuwing ook. Want as ons nou so praat oor mense wat geld het en net meer geld wil hê en alles draai om die lewe. Ek ken ook mense wat vir my al op 'n geleentheid gesê, ek is geld se baas. Hy is so rukkie terug is hy gelikodeer, nadat hy geld se baas was. Ek dink, ek kan geld beheer.
Ek dink ek is in beheer van hierdie lewe omdat ek geld het. Geld is niks. Geld is 'n middel tot 'n doel. Geld is nie my doel nie. Geld gee net vir my die geleentheid sodat ek die Here meer daarmee kan eer, sodat ek meer 'n verskil kan maak met die geld wat die Here aan my toevertrou in ander mense se lewens kan bestee. Geld gee die Here nie vir my sodat ek net kan ryker word, sodat ek net my lewe kan verbeter, sodat ek net alles kan doen wat ek uitgedroom het nie. Geld is die middel wat die Here vir ons gee, sodat ek hierdie geld kan investeer, sodat ek 'n verskil kan maak in ander mense se lewens. Ek as kind van God trap baie keer in hierdie struik. Want as ek en jy bekommerd is, dan gaan dit gewoonlik oor geld. Dit gaan gewoonlik oor die fondse wat te min is. En nou druk die geld en dit beïnvloed my hele lewe. En waar neem ek eerste van die geld terug? Waar hou ek terug? Waar gee ek nie? Is my tiendes. Want ons monitor dit nie. Ons kyk nie wat is jou inkomste en 10% daarvan moet na die kerk toe kom nie. Ons het nie 'n debietorder op elkeen se rekening sodat hulle elke maand hulle geld moet inbetaal by die kerk nie. Jou geld, jou tiende is 'n belofte wat die Here aan jou gee in Maleagi. Die Here sê, beproef my tog hierin. Ek beloof jou, my geld werk ook nie uit nie. My begroting werk ook nie. Maak nie saak van watter kant af ek hom wil beredeneer nie. Maar nou kan ek nie sê, Here, my begroting werk nie, so daarom, Here. Ek kan nie sê, Here, laat my begroting werk en dan sal ek meer gee nie. Die Here sê, gee en beproef my. Maak staat op die Here. As ek as kind van God dit nie so doen nie, geldgierig is, sê Paulus. Want die geld wat ek het, is my meer werd as die beloftes wat die Here vir my gee. As die opdrag wat die Here van ons vra. So hierop maak ek meer staat as op wat die Here vir my sê. So ek is geldgierig as ek dit so doen. So Paulus waarsku vir Timoteus baie mooi, dat hy moet baie noukeurig met sy lewe omgaan. Daar's baie groot praters, sê Paulus. Dink hulle is beter as ander mense. Net hulle weet hoe. Ek was al in baie gesprekke waar iemand dan sê, jy verstaan nie. Kom ek verduidelik vir jou hoe werk dit. Ek hou daarvan om in die geselskap van sulke slim mense te wees, want ek weet nie alles nie. Maar ongelukkig is daar baie mense wat altyd jou wil kom voorsê. Ek kan nie, al kom wys ek vir jou uit die Bybel uit, vir jou kom sê wat jy moet doen nie. Ek moet 'n begeerte hê om dit te doen wat die Here van my sê. Om dan self te beredeneer, dit self toe te pas. Nie verkeerdelik nie, maar reg, soos wat die Here dit van my verwag. Nie 'n kompromie maak nie, soos wat die Here dit van my verwag. Moet ek self dit kom toepas in my lewe. Dis nie, ek weet hoe werk hierdie lewe nie, en ek kan dit doen nie. Ek kan nie te trots wees nie. Trotsaards. En daardie tipe mense gee nie om wat hulle doen nie. Hulle gee nie om op wie hulle trap, solank hulle net bo kom nie. Dit gaan nie oor hulle wil terugkyk en kyk hoeveel mense het hulle in die leed gelos en hoeveel mense het hulle te nagekom nie. Dit gaan oor hulle eie belange. Lasteraars. God het nie 'n plek in hulle lewe nie. God het hulle nie gemaak wie hulle is nie. Dit klink baie ver van ons as kinders van die Here af. Maar vertrou ek die Here vir alles in my lewe? Gee ek die eer van alles in my lewe aan die Here? Ek moet versigtig wees om die Here te eer. Ons lewe in die swaar tye. Niemand van ons gaan dit ontken nie. Maar nou juis moet ek nie my laat vorm deur hierdie swaar tye nie. Ek moet my laat vorm deur die waarskuwings. Ek moet nou op my hoede wees. Ek moet nou sorg dat hierdie eienskappe nie deel van my lewe word nie. Sodat ek 'n verskil kan maak, sodat ek 'n lig kan wees, sodat ek sout van hierdie aarde kan wees, sodat ek vir hulle kan wys, hoe maak ek op die Here staat?
Hoe ek die Here dien, ten spyte van alles wat gebeur in hierdie lewe. En daarom is dit so logies, dat kinders ongehoorsaam raak aan hulle ouers. Kinders dikteer wat wanneer gebeur. Kinders is die baase by die huis. 'n Kind moet nog steeds gevorm word, moet nog steeds geleer word met liefde. Maar daar is so baie gebreke in ons samelewing, waar daar so baie ander dinge die hoofrol geneem het. My kinders is my prioriteit. Dis 'n hele sneeubal wat Paulus vir Timoteus kom skets hierso. Want dit hou nie net op by my geld nie. Dit raak al hoe erger. Nou praat hy selfs en verwys na die onheiliges. Hierdie mense wat vloek, wat skel, wat reg het om aan te val, wat die reg het om jou sleg te sê. Daar is so baie van hulle in ons samelewing. Daar is so baie van hulle wat van ons familie is, wat die reg het om te sê net wat hulle wil. Om die reg het om jou te oordeel. Die Here sê, ons moet regverdige oordeel, moet ons oordeel. Maar baie keer het ek al die inligting van wat ek hoor, van wat ek sien, om te kan oordeel. Ek weet nie die pad wat geloop is nie. Ek weet nie die omstandighede nie. En in elk geval, hoekom wil ek inmeng in 'n ander mens se lewe, as ek nie 'n positiewe bydrae wil gee in hulle lewe nie? Ons moet die Here vertrou. En ons moet die Here bid, om in harte te werk, om lewens te verander. Hulle is sonder natuurlike liefde. Die liefde maak nie deel uit van hulle woordeskat nie, want dit gaan net oor liefhebbers van hulle self. Daar is nie 'n selfopofferende liefde nie. Nou hierby kan ons baie las as buitestanders. Kan ons baie kyk na verhoudings, oor hoe verhoudings werk, hoe gesinne werk, hoe mense optree. Kan ons baie vinnig baie sommetjies wil maak oor hierdie natuurlike liefde wat moet uitstraal. Ek wil nie vinger wys nie. Ek wil net myself die vraag afvra. Is ek 'n liefhebber van myself, of is ek 'n liefhebber van ander mense? Sal ek myself te nakom om iemand anders te help? Om iets vir iemand anders te doen? Of gaan dit oor my gemak en of dit nou vir my geleë is? Ek het in die week met die sleepwa gery ergens heen, en ek moes toe by iemand stop, en toe ek stop, toe hoor ek snaakse geluide van die sleepwa se kant af kom, en toe kom ek agter die wielberings is besig om uit die wiel uit te val, en dan ry jy nie meer verder met die sleepwa nie. Op die einde, toe vra ek vir hom, kan ek die sleepwa in sy erf net stoor, totdat ek my mechanic vriend my sleepwa kan gaan haal, en 'n nuwe wiel kan opsit en alles. Hulle verhuur die een kant van die woonstelletjie, en toe vloek en skel en skree die vrou oor die ongerief wat ons haar nou aangedoen het, oor hierdie ding wat in haar erf staan, langs haar huis, nie in haar pad nie. Dit gaan so oor mens, oor wat ek wil hê, en ek wil altyd hê die son moet oor my skyn. Ek gee nie om oor ander mense se omstandighede, die rede oor wat gebeur het nie. Dan verstaan ek die mens nie. Dan vir my gaan dit oor my gerief, en hoe ek my lewe wil hê. En in jou lewe moet nie my kos enigiets nie. Moenie enigsins iets van my vra nie. Dis die mens. Dis hoe ons lewe. Is ek bereid om uit te reik na ander mense, om met hulle dan so ook te bereik met die liefde van die Here. Paulus sê verder, en ek wil nou nie by alles stil staan nie, onversoenlik. Ek haat jou, ek sal nooit weer met jou praat nie. Kwaadsprekers, bandeloos,
wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hierdie mense het hulle self net lief. Die tweede gedagte. Baie van hierdie mense het 'n gedaante van godsaligheid. En hierdie is nog 'n uitdaging in die tyd wat ons in leef. Vers 5 sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Hoekom ek sê dit is moeilik? Ons is kerk. Ons kerk se verantwoordelikheid is om aan jou die geleentheid te gee vir hoe jy die Here wil dien. Hoe kan ons as kerk jou bystaan? Hoe kan ons as kerk dit vir jou moontlik maak om hierdie bediening wat jy begeer, dit wat jy graag wil kom doen vir die Here, hoe kan ons jou bystaan om dit 'n werklikheid in jou lewe te maak? Die beste voorbeeld daarvan is kinders wat katkesante is, wat deur die sonnaarskool geloop het, en dan vra ons as kerk vir hulle, wil jy hier die Here dien? Wil jy hier betrokke raak? Ja, ja, ja. En dan sien jy hulle nooit weer nie. Geleenthede wat ons as kerk vir mense gee, om in watter posisie ook al in die kerk, die Here te kom dien, en dan later dan sien mens, dit is nie wat ons gedink het, daar die mens is nie. Van buite af, lyk hulle soos kerkmense, hulle praat soos kerkmense, maar binnekant is hulle dol leeg, sonder die krag van God. Hulle word in ons midde verwelkom as gaste, want hulle het baie kere, het hulle baie goeie Bybelkennis. Hulle beïndruk aanvanklik, maar dit verwelk, soos dat die kleur, die ware kleur, na vore kom. Hulle is belangstellend, hulle blyk te wil leer, maar hulle hart verander nooit nie. En dis in baie gevalle, waar ek net altyd die woord hoor, dis nie op my van toepassing nie, ek hoop hulle hoor ten minste die woord. En dis hoe ek gesê het, daai aanvanklike waarskuwings wat Paulus nou vir Timoteus gee, moet ons self toepaslik ook maak. Dis nie net, ek kan 'n vinger wys na hulle, en nou sê Paulus, ek moet my afskei van hulle af nie, ek moet nou net vir hulle sê, ek wil niks met julle te doen hê nie. Want baie keer is daai eienskappe deel van my lewe ook, in watter mate ook al. En ek wil dit nie eens in die kleinste mate toelaat in my lewe nie. Maar nou moet ek juis versigtig wees, dat ek nie ook net kopkennis het nie, maar ek moet hartskennis hê. Dit moet my beweeg om hierdie begeerte te hê in my hart, sodat ek dan die Here kan eer daarmee. Paulus verwys na Jannes en Jambres. Hulle was twee van Farao se towenaars gewees. Terwyl Moses die wonderwerke gedoen het om vir hom te wys dat hy 'n gesant van die Here is om die volk te kom uitlei, het hy 'n staf op die grond neergegooi, dit het 'n slang geword, hy het dit aan die stert gevat en dit het weer staf geword. Jannes en Jambres was die towenaars gewees wat hulle stawwe ook neergegooi het. En die duiwel het dit gewerk dat daardie stawwe ook slange geword het. Dieselfde gedupliseer as wat Moses gedoen het. En daarom het hulle harte verhard geword. Het hulle gesê, maar ons glo nie dat jou God die God is nie. Ons beweeg aan. Hoor nou die mense hart. Ons kom by Handelinge. Petrus en Johannes genees 'n krepelgebore man voor die tempeldeur. Silwer en goud het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus die Nasareëner, en hy vat hom by die hand en hy word genees. Hy rig hom op. En hierdie dieselfde man kom saam met Petrus en Johannes voor die Joodse raad, voor die kerk. Moet hulle nou kom rekenskap gee wat gedoen is, wat gebeur het. En hulle sê, ons kan dit nie ontken dat daar kinderlik 'n teken plaasgevind het, dat daar 'n wonderwerk plaasgevind het nie, want die man wat genees is meer as 40 jaar oud, en hier staan hy as getuie. Hier staan hy, ons kan dit sien. Maar, kom ons dreig hulle om nie verder voort te gaan in hierdie naam nie. Kom ons dreig hulle om nie verder te gaan verkondig nie. Kom ons dreig hulle om nie verder te gaan vertel wat Jesus in jou lewe kan doen nie. Hulle het nie geglo nie. Hulle harte
was hard gewees, al was hulle in die binnekant van die kerk gewees. Alhoewel hulle in beheer van die kerksysteem was, het hulle nie eens in Jesus Christus geglo nie. My verantwoordelikheid is om in elke faset van my lewe Jesus Christus te glo, te eer, te dien, te gehoorsaam. Dit is wat my verantwoordelikheid is. Sodat ek kan wys wat is ware toewyding aan die Here. Hoe wil ek my lewe leef tot eer van die Here? Hoe wil ek 'n verskil maak in ander mense se lewens? En daarom ons laaste gedagte. Maar jy. Paulus begin met die maar. En hier in die einde het ons weer 'n maar. Maar wat is jou verantwoordelikheid, Timoteus? Wat is Paulus se laaste wense wat hy nou aan hierdie geloofskind van hom kom oordra? En is nie altyd mooi wense nie. Paulus kom wys en hy sê vir hom, maar jy het al saam met my deur baie uitdagings gegaan. Jy sal saam met my vervolg. Jy het saam met my is jy te nagekom. Nou sê hy nie, dit gaan ophou nie. Hy gee nie vir hom raad om daardie moeilike omstandighede te vermy nie. Maar hy maan hom om steeds afhanklik van die Here te wees. Om in die krag van die Here al hierdie omstandighede dan te trotseer. Maar jy het my navolger geword, sê Paulus vir Timoteus, vers 14, maar bly in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Daarom is kerk so belangrik, dat ek die Here kan eer, deur hier te wees, nie net, Here ek is hier en ek was nou gehoorsaam gewees, ek het kerk toe gegaan nie, dit help nie. Here, ek is hier, kom vorm my, Here, kom verander my. Nie een van ons is volmaak nie. Nie een van ons is sondeloos perfek nie. Maar dit is nie nou my verskoning om te sê, Here, maar jammer, ek is nie sondeloos perfek nie. Here, wat is daar in my lewe? Al is dit nie iets wat ons nou aangeraak het nie. Here, wat is daar in my lewe wat nie tot U eer is nie? Sonder dat ek nou opinie het oor jou lewe, ek dink jy sal dit moet verander, ek dink, Here, wat wil U in my lewe kom verander? Here, ek wil U eer. Wat kan ek vir U doen? In die week bel iemand my. Hy het nou maar gevra, is baie vertroulike gesprekke wat ons gehad het. Maar hy vra vir my, ek moet iets van miljoene saam met hom gaan doen. Baie geld. Ek dog dierbaarheid, hoe? Maar dit gaan oor kerk, dit gaan oor uitbreiding, dit gaan oor alles. En dan sê hy, dit gaan nie oor die geld nie, ons vertrou die Here daarvoor. Maar hy praat van 30 miljoen. Ek sê, wie gaan dit betaal? Waar gaan ons die geld kry? Hoe gaan ons dit terugbetaal? Van uitbreiding, van drome wat hy in sy hart het. Ek eer die Here daarvoor. Here, as dit so is, maak vir ons deure oop. Nee, Here, dis bo my verwysingsraamwerk. Ek gaan nie, Here, daar's nie 'n manier nie. Vir my, menslik, is dit bo my vuurmaakbrek, is vir my onmoontlik. Maar Here, wat wil U doen? Hoe wil U ons lewens gebruik? Here, ek kan nie, maar Here, U kan. By U is alles moontlik. En daarom hierdie getuienis van Paulus wat hy gee van Timoteus se lewe. Timoteus se ma, wat 'n kind van die Here was. In haar huis is die woord van die Here verkondig. In haar huis het haar seun Timoteus se hart vir die Here gegee. In haar huis het haar ma ook gewoon, wat dieselfde gewoontes gehad het om die Here te eer, om die Here te aanbid, om die Here gehoorsaam te wees. Maak nie saak van alle omstandighede nie. Ons lewe in donker tye, swaar tye, moeilike, uitmergelende, onregverdige tye, wat ons dinge baie graag, baie anders sou wou gehad het. Elkeen van ons het omstandighede wat nie vir ons lekker is nie.
Here, hoe wil U hê moet ek hierdie omstandighede gebruik, sodat U naam daardeur verheerlik kan word? Want ander mense wat U nie glo nie, sit in dieselfde gemors, as wat ek my partykeer in bevind. Maar ek wil vir hulle wys, hoe staan mens op daaruit? Ek wil nie in die varkhok sit, soos Lukas 15 se verlore seun, en maar net pele eet nie, want dis nou waar ek myself bevind nie. Ek sal opstaan, en ek sal teruggaan. Jou besluit. Dis die wonderlikheid, en dis die moeilikheid, van kind van die Here wees. God gee dit vir ons, maar ek moet dit neem, ek moet dit toepas. God kan my nie dwing, om te doen wat hy van my vra nie. Dit moet in jou hart wees. Paulus sê, Timotheus, jy het my lewe dopgehou. Alles wat verkeerd geloop het in my lewe, alles hoe ek te nagekom is, hoe ek onregverdig behandel is, terwyl ek die Here gedien en geëer het. Timotheus, jy het my navolger geword, want jy het saam met my hierdie dinge oorgekom. Saam die Here geëer. Dit gaan nie oor die omstandighede nie. Dit gaan nie oor my bankrekening nie. Dit gaan nie oor die swaar tye wat ons in leef nie. Dit gaan oor my vertroue in ons Skepper. Die een wie ek sê, my geformeer het. So mag die Here jou help. Mag die Here jou kom seën. Alhoewel ons in swaar tye is, dat ons 'n verskil sal maak. Dat ek en jy die Here sal eer met alles wat ons doen. Dat ons die Here se naam sal groot maak. Dat ons hom sal verheerlik in hierdie swaar tye, sodat ons volkome toegerus kan wees vir elke faset wat voor lê. Ongeag, mag ons die Here op daardie manier eer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir U groot genade. Dankie Here vir U liefde. Dankie Here vir U ontferminge. Dankie Here dat ons van U afhanklik kan wees. Dankie Here dat U ons die pad aanwys. Dankie Here dat U voorloop. Dankie Here dat ons in U spore kan volg. Here dat ons dan so aan U voete kan kom sit en kan leer. En Here, gee dan so dat ons hierdie leer sal indrink, dat dit deel van ons lewe sal word, deel van ons verwysingsraamwerk sal word, dat as daar 'n vraag kom, as daar 'n uitdaging kom, Here, dat die antwoorde wat ons leer by U voete, dat dit tot ons sal kom, dat ons sal weet wat om te doen, hoe om dit te doen, sodat ons U naam sal eer in alles wat ons doen. Dankie Here, dat U my as nietige mens wil gebruik om U te eer. Daarom Here, kom rus ons toe. Kom maak ons sterk, Here, en gee, dat ons elke dag voluit tot eer van U naam sal leef. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Vriende, ek wil U vra om saam met te staan en saam afsluit. Ons het begin met Amazing Grace, nou gaan ons die Afrikaans sing, genade onbeskryflik groot. Dis net vir my hierdie besef van die uitdagings wat daar is daar. Maar die oorwinning daarvan is genade onbeskryflik groot. Ek verdien dit nie. Dis genade wat die Here ons gee. So daarom Here, help my. Ek kan nie, maar Here, U kan. So kom ons staan, dan sluit ons af met die sing van hierdie lied. Baie dankie vriende, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.